Ek het nou klaar môre gesê, maar dit is heerlik om vanoggend saam met elkeen van u hier te kan wees, om die Here te kom ontdek en te kom ervaar en te hoor wat hy vir elkeen van ons wil kom sê. Gemeente of geliefdes, soos wat Paulus sy gemeente aangespreek het. In vandag se prediking ontmoet ons seker een van die bekendste karakters in die Bybel, in die Ou Testament. Ons gesels vanoggend oor Jakob, die seun van Isak, die kleinseun van Abraham, en ons ontmoet hom in een van sy minder feestelike hoofstukke van sy lewe. Ons ontmoet hom vanoggend as vlugteling. As jy 'n bietjie wonder oor hoe die storie nou weer gaan, van wat vlug hy? Hy vlug van sy verlede, hy vlug van sy foute wat hy gemaak het, hy vlug as gevolg van sy skaamte. Hy vlug weg van sy broer, Esau, hy vlug van sy huis, sy familie, hy vlug regtig weg van alles wat vir hom bekend is. Nou wat het hy gedoen nou weer? Wat kon hy gepleeg het, wat so verskriklik is, dat hy alles wat hy ken en van hou, en van bekend is agterlaat? Die antwoord is redelik eenvoudig. Jakob het een van die mees sentrale reëls van die antieke tyd geheel en al verbreek. Hy het die normale gang en orde van 'n huisgesin omvergegooi. As die tweede seun moes hy 'n bepaalde rol in sy huishouding inneem. Tog kry hy dit nie so lekker reg nie. Hy is jaloers op sy broer, die reg wat sy broer het as eersgeborene. En daarom kry hy slinkse maniere en planne om die plek van sy broer in te neem en al die voordele wat daarmee saamgaan te vat. Ons lees in Genesis 25 dat een van die eerste goed wat hy doen is, as sy doodmoe boetie van die veld afkom, stap hy 'n huis binne wat heerlik ruik. Maar hy stap in en hy ruik lensiesop wat Jakob gemaak het, en omdat hy dodelik honger is, vra hy vir sy broer of hy daarvan kan eet. En op hierdie oomblik maak Jakob 'n plan. En hy sê, ja, kry gerus vir jou, maar daarmee saam wil ek in ruil jou eersgebore reg hê. Nadat hy geëet het, beloof hy natuurlik dat hy sy reg kan kry. Die tweede stuk bedrog wat hy gepleeg het, is veel erger. Jakob gaan na hulle blinde pa toe, as sy pa sê hy wil vir Esau seën, en saam met sy ma beplan hulle weer 'n plan om Esau na te boots. 'n Bokvelletjie oor sy arms te sit, om sy nek te sit, sodat as hierdie pa nou aan sy geliefde seun sou vat, hy natuurlik sou voel soos Esau. En so gebeur dit, dat hierdie pa die seun wat na sy oudste toe moet gaan, vir die jongste gee, sonder om te besef dat hy besig is met die verkeerde seun. Nou dit is nou nie moeilik, sekerlik, vir meeste van ons, om onsself in te dink, hoe kwaad Esau moes wees, vir die omvang, die verrykende gevolge van hierdie jong broer se bedrog en verraad nie. Indien dit met een van ons sou gebeur het, sou ons teen net so woedend soos Esau wou wees, kon wees. Ons lees van hierdie woede in Genesis 27, Esau het vir Jakob gehaat oor die seun wat sy pa aan hom gegee het, en Esau het by homself gesê, my pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer dood. Wanneer Isak van sy broer se voorneme om hom te vermoor hoor, dan het hy nie 'n ander keuse as om weg te vlug nie. Ek sou ook vir sulke kwade gevoelens wegvlug. En as gevolg van sy bedrog en sy jaloesie en sy leuns, moet hy vlug, moet hy weg. Want iemand wil hom nie net seermaak nie, iemand wil hom dood hê. Waar hy voorheen 'n geliefde familielid was, waar hy 'n ma en 'n pa en 'n broer gehad het, is hy nou 'n vlugteling, sonder enige heenkome. Hy stoksiel alleen in die middel van nêrens. Hy het niks, niemand, hy moes voel of hy sekerlik gaan sterf. Hy's 'n vlugteling wat vrees vir sy lewe, wat worstel met sy verlede. En dis op hierdie punt wat ons vandag vir Jakob ontmoet. Waar hierdie vlugteling wat op soek is na 'n heenkome, 'n huis, 'n toevlug, dis waar ons hom ontmoet.
in Genesis 28 vanaf vers 10. As jy dit wil saam lees, Genesis 28 vanaf vers 10. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik, gaan lê en slaap. Hy het gedroom. 'n Leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel en engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou en ek sal jou beskerm waar ook al jy gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek en ek het dit nie eers besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek. Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en dit regop gesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bet-El genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe 'n gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom na my ouer huis, sal U, Here, my God, wees. Hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees. En van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Ons lees net tot sover. Voordat Jakob by sy bestemming kom, by Haran kom, gebeur daar iets aangrypend, merkwaardig kan jy sê. In die middel van niks en nêrens, as hy sy kop op 'n klip neerlê om aan die slaap te raak, dan droom hy hierdie droom. Hy droom van 'n leer wat strek van die hemel tot op die aarde. Daar beweeg engele deurgaans op en af op hierdie leer. En in die tweede plek droom Jakob dat God ewe skielik langs hom staan en met hom praat van alle mense. Die kenners, broers en susters, noem hierdie gebeure van Jakob 'n teofanie, 'n Godverskyning. Dit was iets wat die antieke mens, Jakob in kluis, met angs en vrees sou vul. Vir die antieke mens het God slegs van die troon afgeklim en aarde toe gekom wanneer hy mense kom straf het. Hou 'n mens nou Jakob se verlede in ag, sy foute, waar hy nou vandaan kom, sekerlik sou hy in daai oomblik, in daai teofanie oomblik gedink het, dis nou klaar met my, hier's my straf nou. Omdat hy hierdie verskriklike dinge gedoen het die Here na die aarde toe gekom, om hom sy verdiende loon te kom gee, sy straf aan hom te kom toedien. Kyk ons mooi na die droom wat hy ervaar het, kom ons agter dat presies die teenoorgestelde gebeur. Jakob se droom bevat hierdie twee elemente. In die eerste plek sien ons Jakob het hierdie twee goed wat in hom is. En dan hoor ons hoe God met hom praat. Hy sien God en hy hoor God. Hy sien hierdie leer wat van die hemel na die aarde gaan. Dis soos 'n deur na sy vaderland wat toegeslaan is en nou is daar 'n nuwe deur oop na sy verlede, na sy toekoms, sy werklikheid, saam met God. Sou sy ou lewe kon eindig? Ja, want God maak 'n nuwe toekoms vir hom moontlik. Wat nog belangriker is dat hy sien, is dit wat hy hoor in sy droom. In plaas van dat God vir Jakob kom vasvat oor sy oortredinge, oor dit wat hy verkeerd gedoen het, bevestig God eerder sy beloftes. Die belofte wat hy aan sy pa, dan Jakob se oupa gemaak het. God noem nie eers wat met hom gebeur het nie. Mens kan amper sê dis asof dit nie eers plaasgevind het nie. En dan is dit ook nie al wat die Here vir hom sê nie. God sê vir hom, jy sal terugkom na jou vaderland toe. Ek gaan jou beskerm waar jy gaan, op hierdie nuwe hoofstuk waarin jy ingaan. Ek sal by jou wees. Ek sal jou nooit in die steek laat nie.
en ek sal jou terugbring huis toe. 'n Aangrypende boodskap. Ons ontmoet die bedrieër, die leenaar, ons ontmoet hierdie vlugteling, wat na 'n wêreld ingaan, sonder 'n heenkome, sonder 'n toekoms, sonder 'n tuiste. Hy het geen toekomsverwagtinge nie. Sy kanse op die lewe is skraal. Dood is sy voorland teen 1. Tog nog voordat hy by sy beskerming, by sy bestemming kom, nog voor hy eers by sy nuwe plek kom, verskyn die skepper van die hemel en die aarde aan hom. En in plaas van dat God hom straf vir sy oortredinge, gee hy vir hom 'n toekoms, 'n heenkome. In plaas daarvan dat God hom straf, maak God hom deel van 'n heilsplan vir die wêreld. In plaas daarvan dat die Here hom straf, maak God besonderse beloftes aan Jakob. In plaas van straf, kry hy versekering dat hy 'n land en 'n nageslag gaan hê. In plaas van straf, hoor hy die versekering dat God hom nooit in die steek sal laat nie. Voorheen was hy 'n vlugteling, hy was 'n asielsoeker, maar voordat hy nog 'n aardse heenkome kon vind God vir hom. Word God vir hom die toevlug. Nog voordat sy aardse plannetjies kon realiseer, verskyn die Here aan hom en skenk aan hom vergifnis, liefde, genade, veiligheid, rus, vrede. God se liefde vir hierdie tweede seun, die bedrieër, die leenaar, is so groot. Dit is amper onbegryplik om te dink dat iemand so teenoor hom sou kan optree. So wat het hierdie verhaal met my en jou te doen? Is dit relevant vir ons lewe vandag, hier en nou? Ons is nie vlugtelinge nie, ons is nie asielsoekers nie, ons hardloop hopelik nie weg vir broers wat ons wil doodmaak nie, ons het nie ons eersgebore broer se seun se voordele gaan steel nie. En tog wil ek sê, ek is seker, meeste van ons het vandag baie in gemeen met Jakob. Ons dink dalk nie so nie, maar ek en jy is juis vlugtelinge in hierdie wêreld. Ons is juis asielsoekers sonder 'n heenkome en 'n toevlug. Waarvan vlug ons, sal jy miskien vra? Ons vlug nie van oorlog nie, ons vlug nie van hongersnood nie, soos duisende in hierdie wêreld vandag nie. Ons vlug miskien nie van die haat van 'n broer nie, so waarheen vlug ons? Waarvan af vlug ons? Vir wat is ons so bang? In die eerste plek is baie van ons, meeste van ons, vlugtelinge van ons verledes. Ons vlug van ons foute, dinge wat ons gedoen het wat regtig nie reg is nie. Ons vlug van die dinge waaroor ons skaam is. Baie keer vlug ons ook van die hede, die harde realiteite waarbinne ons nou hier onsself bevind. Werkloosheid, armoede, vrees vir dit wat kan verkeerd loop in ons lewens, vir dit waarvan ons wil wegkruip, hier en nou. Verder vlug ons baie keer ook vir 'n onsekere toekoms. Wat gaan met ons gebeur? Is daar 'n toekoms vir ons kinders in hierdie land? Wat van die bedrog? Wat van die politiek? Wat gaan gebeur in die verkiesing? Wat hou môre vir ons in? Maar nog meer as dit, geliefdes, vlug ek en jy ook baie keer van onsself. Ons wil nie altyd in die spieël kyk en besef dat ons gefalle, swak, nietige mense is nie. Ons wil nie besef dat ons dalk net dieselfde is as Jakob nie. Nou hoe vlug ons? Nie dalk nie met die voet soos Jakob nie, nee, in plaas daarvan om die dinge van die verlede en die hede en die toekoms te konfronteer, hou ons onsself besig met nietighede in hierdie lewe. Dis makliker vir my en vir jou om eenvoudig die televisie aan te skakel en te vergeet wat rondom ons aan te gaan. Dis baie makliker om te drink, om te werk, om jouself te vermaak, om jouself besig te hou met alles anders as die werklikheid. Om jouself eerder te konfronteer met dit wat regtig rondom jou aangaan. In plaas van om eerlik te wees met onsself, vlug ons baie keer eerder vir die waarheid.
Ons kry allerhande ontsnappingsroetes. Eerder as vlugtelinge is elkeen van ons dalk soms asielsoekers in ons eie lewe. Nou is daar hoop vir mense soos ons, mense wat as asielsoekers in hierdie wêreld, vlugtelinge deur die wêreld strompel. Moet ons maar vrede maak met die feit dat ons dalk nooit 'n tuiste of vrede en rus sal vind nie. Vandag, geliefdes, is my hoop dat ons elkeen opnuut besef dat daar hoop is. Dat daar hoop is vir iemand soos Jakob en daarom ook vir ons. Dalk kom dit nie na ons toe in die vorm van 'n droom nie, maar in die vorm van Jesus. En deur Jesus sê God vir elkeen van ons, dit maak nie saak waarvan jy afvlug nie, by die Here sal ons vergifnis kan kry. Dit maak nie saak hoe jou verlede, jou hede of jou toekoms lyk nie, by die Here alleen kan ons rus en vrede kry. Dit maak nie regtig saak wat die wêreld van jou dink of van jou sê nie. Jy is altyd die Here se kind. Jy dink miskien jy is 'n vlugteling sonder 'n toekoms. Weet egter dat jy lankal in Jesus 'n toevlug het. Wat 'n boodskap weer eens vir ons vandag. Ek en jy maak reeds deel van die koninkryk van God se wêreld. Ons is reeds deel van sy familie. Ons het reeds in Jesus 'n tuiste, 'n huis. Ons is reeds vergewe en onvoorwaardelik aanvaar, ingetrek, deelgemaak van die span. En daarom, en dit is belangrik, hoef ons nie meer te hardloop nie. Ons moenie meer wegkruip nie. Ons hoef nie vir onsself al die belaglike doelwitte en ideale daar te sit nie. Ons hoef nie weg te vlug van wat rondom ons gebeur nie, van ons verlede en ons sondes en ons skaamtes nie. Dis uitgevee, dis skoon, dis kan weg wees. Geliefdes, my uitnodiging vanoggend vir jou is om die wonderwerk wat met Jakob gebeur het te kom ervaar. My uitnodiging vir jou is om die wonderwerk van God wat transformeer, wat iemand vat wat 'n vlugteling is en hom as kind 'n huis en 'n tuiste gee, hoor dit, vat dit, neem dit vir jou, moenie eers vir jou huis andersins gaan soek nie. Jakob los sy ou sondige lewe en begin 'n nuwe pad saam met die Here en hy doen 3 goed. In die eerste plek stel hy dat God nou sy Here is. Hy gaan nie meer op gode staat maak nie, hy gaan nie meer op homself staat maak nie, nee, die Here is sy voorsiener van sy lewe. Dis die eerste verandering wat hy doen na sy wonderwerk. Tweedens, omskep hy die klip waarop hy geslaap het in 'n tempel of 'n altaar. Daardeur gee hy erkenning dat op daardie oomblik 'n wonderwerk plaasgevind het. Dis nie net om te wys wat hy vermag het nie, nee. Dit is sodat hy en almal anders wat daar verbykom sal sien en besef wie die Here is. En dan laastens sê hy dat hy 'n tiende van alles wat die Here vir hom sal gee as 'n dankoffer gaan teruggee. Nou hoe moet ons hierdie sin verstaan? Want dit kan 'n mens so maklik verwar. Verwys dit nou regtig dat ons tiende moet gee soos wat mense baie keer dink? Kenners vermoed dat wanneer grond gehuur is, daar 'n tiende van die opbrengs terugbetaal word aan die eienaar. En daardeur stel Jakob dat die grond in werklikheid aan die Here behoort en om dankie te sê vir die voorreg wat hy het om op hierdie grond te mag wees, dat hy 'n tiende van alles wat God aan hom skenk vir God sal teruggee. In ons eie taal kan ons dit dalk so sê, alles wat ons het is die Here se. Niks wat ek vermag kry ek deur myself nie. Wat nog meer is, God ignoreer my verlede, my sonde, my skuld, hy gee vir my 'n toevlug, 'n toekoms, daarom hoef ek nie weg te hardloop nie, ek hoef nie te skarrel in hierdie wêreld nie, daarom my dankbaarheid gee ek ook aan die Here terug. En daai teruggee kan baie verskillende forme aanneem. In die eerste plek verwys die tiende na jou houding teenoor die Here in hierdie wêreld.
Dit verwys na jou tyd. Moeite waarmee jy die dinge doen wat jy doen. Dit verwys daarna dat jy erkenning gee, dat alles wat ek het is te danke aan die Here. En dan laastens verwys dit ook gemeente na geld. Laat ons daarom ons tiendes, dit wat ons het, alles, in watse vorm dit ook al mag aanneem, mag ons dit vir die Here gee. Laat ons daardeur sê, ek is nie 'n vlugteling nie, ek is nie 'n asielsoeker nie, ek het onverdiende toevlug van die Here ontvang. Hy is my toevlug. Hy is my huis. Hy is my God. Amen. Kom ons word vir 'n paar oomblikke stil en dan bid ons daarna. O Here, dankie vir die wete dat ons kan vlug na die ooste of die weste of die verre noorde, maar die Gees sal by ons bly. Dankie dat ons vanoggend hierdie verhaal kon lees en dat hierdie woorde, hierdie droom, hierdie wens wat ons so baie keer in Psalm lees, dat dit 'n werklikheid word in Jakob se verhaal. Dat ons werklik waar kan sien hoe dit onmoontlik is om vir U weg te hardloop. Dat dit werklik waar onmoontlik is om vanuit U liefde en sorg en vrede uit te klim. Here, ons weet hoe baie keer soek ons 'n tuiste en 'n heenkome in hierdie wêreld en in ander mense. Mag ons elkeen dit eerstens by U kom soek. O Here, ons weet hoe baie keer hardloop ons ook vir onsself weg. Hoeveel goed is daar wat ons net nie uitsorteer nie en nie wil face nie, Here, en daar bid ek ook vanmôre dat ons sal werk waaraan ons moet werk en dat ons nooit sal dink ons is afgehandelde produkte nie. Maar dat ons weet ons is iets wat 'n projek wat aanhou kan werk en verbeter in U naam. Here, dankie dat U na ons kyk met sagte oë. Dankie dat U aan ons vat met sagte hande en dat U by ons is. Here, mag ons dit so intens ervaar dat ons nie anders kan as om dit uit te leef na die mense rondom ons nie. Hoe moeilik gee ons die tweede kanse en vergewe ons nie. Hoe sukkel ons nie soms om vir ander mense 'n huis te wees nie. Mag dit opnuut in elkeen van ons gebeur, omdat ons vervul is deur U Gees. Maak daarom ons oë oop vir die wat ons nodig het. Vir die wat ons liefde en omgee nodig het. Help ons om te gee van dit wat U vir ons gegee het, uit dankbaarheid. Help ons om ons tyd en ons gawes te gee, uit dankbaarheid vir wie U is en wat U aan ons gedoen het. Dankie Here dat ons as gemeente so in die middel van die jaar weer eens by U kan kom hoor, dat daar vir ons elkeen 'n plek is in die koninkryk. En dat ons as gemeente werklik waar hierdie roeping sal opneem om U koninkryk sigbaar en tasbaar te maak vir die wêreld. Deur werklik waar te wees soos 'n lig wat skyn. Gee ons opnuut krag en moed en wysheid om dit te doen. Help ons om nie moeg te word nie en nie vir dit weg te hardloop nie. Maar dit werklik waar te gaan wees vir hierdie wêreld. Here, as ons praat oor oorlog en mense wat alleen is en mense wat in vrees is, kan ons nie anders as om ook te bid vir hierdie mense nie. Vir mense wat werklik waar 'n lewe het waarvan hulle eerder sou wou weghardloop. Mag U vir leiers en presidente, mag U vir hulle krag gee. En natuurlik, o Here, ook in ons land. Dankie, o Here, dat ons dit kan vra in U naam alleen. Amen.